Hallo julle en welkom by vanaand se Huisgeloof Bybelstudie. Vanaand sit ons reeks oor Jesus voort en gesels ons oor Jesus as die Omega. En so voltooi ons eintlik 'n sirkel, want julle sal onthou ons het aan die begin van die reeks afgeskop met die gedagte dat Jesus die Alfa is. Nou ons sal onthou Alfa en Omega is die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet. En daardeur word dan ook uitgebeeld dat Jesus die eerste en die laaste is. Die begin, die oorsprong van alle lewe. En dat alle lewe ook sy einddoel vind in Jesus. Jesus is die doel waaroor alles gaan. Jesus is die vervulling van alles en almal. Alfa en Omega is dan ook 'n manier waarin ek en jy herinner word aan die belofte wat ons van die Here af ontvang in sy woord. Die belofte dat Jesus aan die begin by God was en self God was en dat alles deur Jesus ontstaan het. Ons dink in Johannes hoofstuk 1 waar ons lees dat alles het deur Jesus ontstaan. Dis was Jesus aan die begin reeds betrokke by die skepping. Jesus was aan die begin by God. Hy was self God en alles het deur hom ontstaan. En dit wat goed gemaak is, dit wat heilig gemaak is, dit wat mooi gemaak is nou stikkend en gebroken as gevolg van die impak van sonde en ons as mense se keuses. En as Omega is daar 'n belofte van Jesus dat hy eendag weer gaan terugkom. En soos wat hy in die begin alles uit die niks uitgemaak het, so gaan hy weer alles kom nuut maak vanuit die gebrokenheid en vanuit die chaos uit. Jesus as die Omega is vir ons die belofte dat die einddoel van alles is Jesus. Die doel van ons lewe, die einddoel van die skepping, die einddoel van alles word in Jesus gevind. En wanneer Jesus eendag weer terugkom, dan sal ons ook ten volle kan sien, ten volle kan weet en beleef wanneer ons saam met hom in ons Vader se huis is. En dan gaan ons met ons eie oë sien hoe Jesus alles kom nuut maak, soos wat hy dit aan die begin gemaak het. Daarom is die verwagting van die hemel ook 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Met ander woorde 'n herstel van dinge soos wat dit aan die begin was, toe Jesus dit goed gemaak het. Julle sien hierdie verwagting dat Jesus eendag weer gaan terugkeer, die wederkoms van Jesus, was een van die belangrikste beloftes waaraan die eerste Christene vasgehou het. Vir die gelowiges van die Nuwe Testament het hulle geglo dat Jesus in hulle leeftyd weer sou terugkeer aarde toe. En hulle dan ook geleef met daardie verwagting dat Jesus enige tyd sou kom. Maar soos wat hulle mettertyd agtergekom het dat Jesus se wederkoms vat langer as wat hulle verwag het, en met die daar ook verskillende vals profete op die toneel verskyn het wat 'n boodskap kom verkondig het dat Jesus nie eendag weer terugkom nie, het gelowiges in hulle toewyding verslap. Het kinders van die Here nie meer geleef uit eerbied en eer en heiligheid en respek vir die Here nie. En daarom kom die apostels en die apostels skryf aan hierdie gelowiges en sê dat hulle moet volhard in die goeie, dat hulle toegewyd aan die Here moet bly lewe, dat hulle gehoorsaam moet bly lewe in die wete dat Jesus kom binnekort weer en dat Jesus se wederkom skielik en onverwags gaan plaasvind. Kinders van die Here moet elke dag so lewe asof Jesus vandag sou kom. Petrus is een van hierdie wat skryf oor Jesus se wederkoms. En Petrus waarsku die gelowiges en sê vir hulle dat julle moet versigtig wees om nie te luister na die dwaalleraars wat vir julle sê dat Jesus se wederkoms nie meer plaasvind nie, maar julle moet toegewyd lewe aan die Here. Petrus gaan dan verder en Petrus sê vir hulle dat God het nie sy beloftes vergeet nie en God stel ook nie sy beloftes uit soos wat baie mense beweer nie. Nee. Die wederkoms gaan plaasvind. Maar tot dan is dit God se Vaderhart dat almal gered moet wees. En daarom word hierdie wederkoms van Jesus vir so klein rukkie, ons kan eintlik sê metafories gesproke, op ys gestel, sodat daar in hierdie lewe genoeg kans is vir mense om hulle harte vir Jesus te gee met die oog op sy wederkoms. Dit is nie God se hart en wil dat mense verlore moet gaan nie. God wil hê dat mense in hom moet glo, dat mense hom moet lief hê.
En daarom met die oog op Jesus se wederkoms wil hy vir kinders van die Here, alle mense van alle nasies, volke, tale en kulture, ook hulle wat nog nie in Jesus glo nie, genoeg kans gee om hulle harte reg te maak, om hulle saak met die Here reg te stel, om tot bekering te kom, sodat hulle gered kan wees met die oog op Jesus se wederkoms. Moenie 'n fout maak, sê Petrus. Daar gaan 'n hemel en 'n hel wees. Daar gaan 'n ewige lewe in ons Vaderhuis wees, en vir hulle wat nie in Jesus glo nie, die ewige vuur. Jesus as die Omega is vir ons die versekering dat Jesus eendag weer kom. En daar's 'n oproep vir my en jou, dat ons in hierdie lewe so moet lewe, elke dag toegewyd aan die Here, sodat indien sou Jesus nou kom, kan ons met 'n blye hart daarna uitsien, want ons weet, ons lewe is reg, ons is lief vir die Here, en daar wag vir ons 'n ewige lewe saam met hom. Jesus is die Alfa en die Omega, die een wat aan die begin alles geskape het, en die een wat alles eendag weer gaan nuut maak, ook vir my en jou. En daarom gaan ons vanaand in hierdie Huisgeloof Bybelstudie, deur die lees van 'n paar teksgedeeltes daaraan herinner word, dat ons moet lewe met die vaste wete dat Jesus kom. Wanneer weet ons nie? Hoe dit gaan gebeur weet ons nie. Ons weet dit gaan skielik en onverwags plaasvind. En die vraag is, sou Jesus vandag kom? Sou hy sien dat hy ook die Alfa en die Omega van jou lewe is? Sal hy weerkom en sien dat hy die koning van ons harte is? Jesus se wederkoms is nie iets waar ons moet bang wees, dit is iets waar ons kan uitsien. Dit is wanneer Jesus alles kom nuut maak, sodat ek en jy vir altyd by hom in ons Vaderhuis kan wees. Mag vanaand se huisgeloof vir jou 'n geleentheid wees waar julle as gesin of as jy dit alleen doen, julle diep onder die indruk kom van Jesus as die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En mag iets in jou hart ook aan die brand gesteek word vanaand, sodat Jesus ook die begin van 'n nuwe lewe in jou lewe is, en ook die eindeinde, die doel van alles wat jy is en alles wat jy doen. Hy is die Alfa en die Omega. Lekker lees en lekker saamgesels.